Goeiedag van my, die ander Jaco. In vandag se uitsending van Frontnuus kuier ons in die hoofstad en kyk na unieke probleme met unieke oplossings in die Tshwane Metro Raad. Grandi Tennyson, 'n raadslid van die VF+, is my gas. Grandi, baie welkom en ek wil sommer met die intrapslag by jou hoor, waarom word daar so baie stof opgeskop oor selfbestuurde gebiede? Is daar 'n goue middeweg? Goeiemiddag, Jaco. Ja, ek dink die groot rede is die aanval op Kleinfontein wat onlangs plaasgevind het. Binne in die groter Tshwane gebied is daar 17 wat hulle noem onwettige woongebiede, waarvan Kleinfontein een is wat volgens hulle informele nedersetting is. En dis die enigste een wat geteken word deur die raad. Dit het sy oorsprong van 'n hofsaak wat daar gemaak is deur van die inwoners en dit het nou veroorsaak dat daar baie polemiek rondom dit is. En van die politieke partye wat bespreek van die situasie. Hulle word uitgesonder. Mens wonder nou, word hulle uitgesonder want dit is 'n Afrikaner omgewing, 'n Afrikaner gemeenskap wat vir hulle self opstaan en ons moet probeer om die saak in perspektief te stel. Grandi, hoë eiendomsbelasting is 'n belangrike bron van inkomste vir die Tshwane Metro vir sy sogenaamde befondste begroting. En tog word daardie belasting nie aangewend waar dit ingevorder word nie. Wat sê jy is die oplossing daarvoor? Die Vryheidsfront is bekommerd oor die metode wat gevolg is met die herwaardasie. Dan moet elke 5 jaar is die munisipaliteit verantwoordelik om 'n nuwe waardasierol daar te stel. Nou ons as Vryheidsfront is bekommerd oor die wyse en die werkswyse wat gevolg is om hierdie waardasierol daar te stel. En daar is ook groot misleiding in terme van die huidige koalisie wat beweer die tarief is aangepas. Nou hoe dit werk is, die waardasie word gedoen, so 'n eiendom het 'n bepaalde waarde en volgens my inligting is die gemiddeld waarmee die eiendom se waarde op is ongeveer so 23 na 25% is die gemiddelde waardasie waarmee hy toegeneem het. Aan die ander kant het jy 'n tarief wat sê soveel sent uit elke R1000 uit word jy aangeslaan vir eiendomsbelasting. Nou die stad het nou baie slim te werk gegaan en gesê die eiendomsbelasting se tarief is met 4% verminder. As jy nou mooi gaan kyk en die sommetjie gaan maak, dan kom jy by ongeveer 17%, 17,5% uit wat dit die man op straat meer uit sy sak uitgejaag. So om te sê ons het die koers verlaag met 4% is so verblindery. In die tussentyd is daar ook eiendomme wat baie hoër belas is. Ons praat van ook landbou-eiendomme wat van tevore op landboutariewe aangeslaan is, wat 75% minder is as die residensiële tariewe. Maar hulle is nou semier verander na residensieel toe. So dis 'n verdere bekommernis. Nou as jy al hierdie sommetjies bymekaar gaan sit, dis same met die sommetjie van die reinigingsheffing wat nou onwettig verklaar is en die hof nou weer in verlede week verklaar het dat hulle mag nie eers daai bedrag hef in die tussentyd tot tyd terwyl die afgehandel is nie. Dan as jy dit gaan aftrek van die bestaande befondste begroting van die agterkom, nou is die begroting glad nie eers befonds nie. Op die kroon het die huidige koalisie van Action SA, ANC, EFF ook nog gegaan en 'n verhoging terugwerkend vanaf die 21-22 boekjaar betaal wat die stad ongeveer R2 miljard gaan kos. So as ons nou daarna kyk, aan die kant het jy 'n vermindering van inkomste en dan aan die ander kant het jy 'n verhoging in uitgawes. So wat gaan dit maak? Dit gaan maak dat hulle moet die uitgawe besnoei word en waar dit besnoei word. Dit gaan besnoei word by die diensleweringaspek. So ek wil vir die inwoners van Tshwane sê, maak julle gereed. Julle betaal meer vir minder diens en daarom kan 'n mens nie stem vir 'n party soos Action SA, EFF, ANC nie. Die party wat daar staan en vir jou belange veg, is die VF+. Ek vra die inwoners van Tshwane,
kom in julle duisende bymekaar en stem vir mense wie omgee vir julle. Ons as VF+ werk vir julle. Baie dankie aan Grandi Teunissen, raadslid in die Tshwane Metro Raad. Van my, die ander Jaco, tot volgende keer DV, wederom.